Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer op hierdie dinsdagmôre kan saam wees rondom sy woord. Ag, ons dink aan die heerlike reëns van gisteraand en dit my so laat dink aan die koortjie wat sê wie maak die reën en wie maak die dou, wie maak die heerlike sonskyn, en dan sê die lied, luister na my, dan sê ek vir jou, dit is Jesus. Dit is Jesus. Die lied sê, wie red 'n siel en wie maak hom vry, wie skenk die ewige lewe? Luister na my, dan sê ek vir jou, dit is Jesus. Dit is Jesus. Watter kosbare en wonderlike gedagte om te dink, soos die Here die reënstar buite kan stuur om die aarde te benat en vrug na vore te bring en groenigheid en dit na vore te bring wat die aarde nodig het. So kan ons ook bid dat die Here geestelike reën op ons harte sal uitstort deur sy woord en sy gees, sodat ons ook vrug kan dra, soos die Bybel sê 30, 60, ja 100voudig tot sy eer. Ek het gedink aan daardie woorde in Openbaring die 22ste hoofstuk, die laaste boek in die Bybel, die laaste hoofstuk in die Bybel, die 12de vers, waar die Here sê, kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld, so sy werk sal wees. U moet onthou, ons het een lewe, en gou gaan dit verby. Net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Nou, ons is tans besig met die baie kosbare reeksie, deurgrond my o God en ken my hart, en dit het vir u gesê, dis noodsaaklik dat ons sal sien, wat koning Dawid ook in hierdie psalm bid. U sien, Dawid was 'n krygsman, hy was 'n held, hy was 'n koning, en dit was sy begeerte, dat die Here sy hart sou deursoek, en dat die Here sy hart sou ken, en ook sal weet wat in sy hart is, sodat hy die verborgde dinge na vore sal bring, sodat belydenis gedoen kan word, en dat hy in 'n heilige lewe saam met die Here sal wandel. Ek het vir u gesê, hierdie gebed is juis vir die kind van God. Dawid was 'n kind van die Here, 'n man wat nie sondeloos was nie, maar 'n man wat deurgaans begeer het dat die Here meer en meer gestalte in sy lewe sou kry. En gaan ons vanmôre 'n bietjie verder aangaan met hierdie reeksie oor die gedagte van deurgrond my o God, en ons gaan 'n kort gebed saam doen, dan kom ons uit by die gedagte. Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir die heerlike reëns. Ons wil nou vra dat u woord vir ons ook 'n kosbare waarheid sal leer, wat ons geestelik sal stig en rig en lei op die weg van geregtigheid. Ons het nie wysheid en insig om u waarheid te verstaan as u gees dit nie aan ons gee nie. En daarom bid ons, o Gees van God, u die gees van wysheid, dat u nou vir my as spreker en vir hulle as hoorders genade sal gee om te hoor wat u vir ons wil sê, en ook die wysheid om aanpassings te maak, om u meer welbehaaglik te wees. Ons bid dit in u naam, en ons bid dit met danksegginge. Amen. Nou vriende, as ons vanmôre kyk na die woorde in Psalm 139 vers 23 en 24, dan staan daar, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Nou hierdie woordjie, deurgrond my o God en ken my hart, is in Engels die woorde search me o God and know my heart today. Die woordjie deurgrond is die woordjie examine, of om 'n deeglike ondersoek te doen, of examine intimately. En dit is vir my so kosbaar toe ek hierdie waarheid begin raak sien, dat Dawid bid dat die Here werklik 'n deeglike ondersoek in sy hart sal doen, om vir hom te wys of daar verborgde sondes in sy lewe is, wat sy geestelike groei belemmer en sy verhouding met die Here skade aandoen. Elke huwelikspaar, elke man en vrou wat lief is vir mekaar, begeer altyd om alles uit die weg te ruim, wat dan ook hulle verhouding sal vertroebel. En dis die gebed ook van Dawid, is Here, kom deursoek my hart. En ek het so gedink aan Lukas 15, die vrou wat die 10 pennings gehad het, en jy sal onthou, 1 penning het verlore geraak, en die Bybel sê sy het daar uitgevee en deursoek, en daar die penning gekry, na vriendinne genooi, en hulle was saam bly, omdat sy hierdie penning gekry het. En ek het ook besef dat wanneer die Here ons harte deursoek, dan is dit nie 'n heksejag op my eie lewe of 'n onnodige selfondersoek nie, maar 'n ondersoek wat die Here doen, bring my uit altyd by die besef en verstaan, daar is sonde en blokkades in my lewe, en dan is daar vergifnis wat die Here skenk, en dan volg die blydskap. Want u sal ook onthou, toe die verlore seun na sy vader terugkom, was daar blydskap gewees, en wanneer God my hart deurgrond, dan bring hy die verborgde sondes na vore, en dit bring 'n blydskap in my siel, wat alle verstand te bowe gaan, want dit help my ook om geestelik dan te groei, en die redder van my siel beter te leer ken. Onthou vriende, hy is die almagtige, die alwyse God, en hy weet hoe ons lyk, en daarom moet ons hom vra, Here, deurgrond ook my hart, die diepste binneste van my wese, kom deurgrond dit. Ag nou vriende, ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor blokkades in die lewe van 'n kind van God, waarom ons geestelik nie kan groei nie, en waarom ons nodig het om deurgaans te bid, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en dan kyk of daar by my 'n weg is van sonde, 'n weg is van ongeregtigheid, 'n weg is van dinge wat skeiding bring tussen my en u,
en lei my dan op die ewige weg, die weg van vergifnis, die weg van heiligmaking, die weg van vernuwing tot eer van U naam. En ek het in die 20 plus jaar in my bediening agtergekom dat die grootste blokkasie in die kind van God se lewe is verkeerde prioriteite. Nou as ons deur die Bybel lees, dan kom ons agter hoe Bybelhelde verkeerde prioriteite gehad het. Ons dink aan Dawid, dis hoekom hy hierdie gebed bid. Ons dink aan 'n man soos Salomo, wat sy koninkryk en sy rykdom en sy verhoudinge met ander lande en hulle konings as prioriteit begin beskou het en wegbeweeg het van die Here. Ag, ons dink aan 'n man soos Saul. Ons kan in die Nuwe Testament gaan kyk na die apostels. Hulle het so belang gestel aan wie aan die Here se linker en regterhand sal sit in sy koninkryk, dat hulle vergeet het dat hy in hierdie smart was en op pad was na Golgotha waar hy sy lewe moes gee. Moes die Here hulle ook berisp het daaroor en kon ons ook sien dat daar 'n verandering in hulle lewens gekom het sodat hulle na Pinksterdag dan 'n getuie vir die Here was. Ons lees in Deuteronomium 8 vers 2 waar die Here vir sy volk sê, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Ons moet deurgaans kyk hoe ons prioriteite voor die Here lyk, want u sien, ons lewe is so besig en ons jaag dikwels na wind, en ons skeep die belangrike dinge af, en ons skuif hierdie heilige God wat ons uit genade kom red het in sy seun, so bietjie eenkant, en ons dink ons moet veg vir oorlewing en dat ons 'n beter lewe op aarde van onsself kan maak, en ons staan eendag voor die Here beklaanswaardig en arm en blind en naak, en ons verloor en verbeur ewige loon wat ons aan die voete van die Here Jesus kan neerlê. Nou wat ek vir u wil vra vanmôre is dat u, as u 'n tydjie het, so bietjie 'n lysie sal maak van u prioriteite. Wat is vir u belangrik in u lewe en wat is minder belangrik en wat is glad nie belangrik vir u nie? En as u die lysie maak, dink aan hoeveel tyd spandeer u aan hierdie dinge wat u op u lysie plaas. U sien, u moenie u lysie nou maak om geestelik te probeer lyk nie. Maak 'n eerlike lysie. Hoe lyk u lewe? Hoe lyk u dag? Hoe lyk u week? Hoe lyk die afgelope maand en die afgelope 6 maande en die afgelope jaar? Wat is prioriteit in jou lewe? Waaraan spandeer jy baie tyd? En dink bietjie aan dinge soos werk. En ons moet werk, ek weet dit. En is belangrik om te werk, want die Here sê ons moet met ons eie hande werk, sodat ons ook iets kan hê om aan ander mee te deel. Hy wat nie werk nie, kan nie eet nie. Maar ek wil u vra dat u dit op die prioriteitslys sal skryf en vra, is dit nie miskien besig om u wandel met die Here so te beïnvloed, dat u meer tyd insit by u werk, dat u nie tyd het vir die Here nie. Dink aan 'n stokperdjie wat u miskien beoefen. Dink aan 'n kuier by vriende en familie. Ek hoor dikwels sê mense vir my, ek het nie tyd om die Bybel te lees of om te bid of om evangelisasiewerk te doen nie. Maar as jy hoor, dan kyk hulle televisie, hulle is op Facebook, hulle is op die selfoon, hulle gaan kuier by vriende, hulle eet uit, hulle speel golf, hulle neem deel aan sekere ontspanning, hulle het aktiwiteite by die skool saam met hulle kinders, en dis wat ek besig is om te probeer doen, dat u sal begin dink oor u lewe, en dat die Here ook u hart vir u sal wys, en dat u sal sien hoe lyk u lewe, en of dit nie miskien die rede is waarom u geestelik nie kan groei, en kan toeneem in die kennis en genade van die Here nie. As u hierdie prioriteitslys opgestel het, vra vir u self die vraag af, hoeveel van die goed wat ek van hou om te doen, is geestelik van aard? Met ander woorde, hoeveel van die dinge wat ek hou van om te doen, wat op my prioriteitslys kom, bou my op in die allerheiligste geloof. As ek klaar is daarmee, kan ek sê ek is geestelik nou sterker, en as ek klaar is daarmee, weet ek dat ek die Here ook daardeur verheerlik het. Kom ek vat 'n voorbeeld, as werk of as een of ander stokperdjie of een of ander sport op u prioriteitslys is, vra u self die vraag af, hoe het ek dit gedoen om die Here meer welbehaaglik te wees? Is ek by my werk 'n getuie? Is ek op die sportveld 'n getuie vir die Here? As ek aan 'n stokperdjie deelneem, is ek getrou om God te verheerlik daarin? Want u sien, dis belangrik dat ons sal besef, of ons eet of ons drink of wat ook al ons doen, ons moet dit van harte doen asof vir die Here en nie vir mense nie. As u na u prioriteitslys kyk en sien dat 85 na 90% van die dinge wat u doen nie koninkryksgerig is nie, moet dit rooi ligte in u hart laat opgaan. Want dan gaan u geestelik nie groei nie, en dan gaan u toeneem in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus nie. Kolossense 1 vers 9 sê vir ons, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel,
om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. U sien die groot doel van my en jou lewe is om te bid en te vra dat die Here ons sal vervul met die kennis van sy wil, dat ons prioriteite in lyn sal kom met burgers van die hemel en dat ons so sal lewe dat ons die Here welbehaaglik sal wees. Nog een gedagte, hoeveel van die dinge wat op jou en my prioriteitslys is, strek tot die bevordering van die koninkryk van God, die gemeente en die werk van die Here op aarde. Ek wil u vra, is daar enige iets op u lysie wat vir u belangriker is as hierdie gedagte van om die Here te verheerlik, om 'n deel te wees of wat deel uitmaak van die bevordering van sy koninkryk op aarde. U sien, ons kan nie 'n eilandmentaliteit kweek in ons dag en in ons tyd nie. Ons het nodig om vir die Here te vra, Here, ek is hier op aarde vir 'n tyd wat u my geleen het vir hierdie aarde. My prioriteite moet so in lyn wees met u koninkryk en met hierdie saak dat ek aan u behoort, dat ook dit wat ek doen van so aard sal wees, dat dit u koninkryk sal bevorder, die werk van die Here op aarde sal bevorder, die gemeente sal bevorder waarin u my nou geplaas het, sodat ek u in alles welbehaaglik kan wees. My gebed is dat u werklik sal sien hoe belangrike mense prioriteite is, dat u vanmôre ook sal bid, deurgrond my o God. Ag Here, u wat my ken, beter as wat ek myself ken. Wys vir my of daar in my lewe dinge is wat aanpassings nodig het en gee my genade om dit te kan doen, sodat ek u beter kan dien, u lief kan hê met my hele hart, met my hele siel, met al my krag, en Here, dan my naaste soos myself, en mag die Here my en jou wysheid gee, want glo my, ook ek moes veranderinge aangebring het aan my prioriteitslys, sodat ek ook die Here meer welbehaaglik kan wees. Baie seën vir u, baie liefde, ons bid vir mekaar, ons vertrou dat die Here ons sal versterk deur die geloof, tot eer van sy heilige naam. Mooi dag verder, tada.